Welkom by die 6de vraag. En die vraag is die kerk nog enigstens nodig? Alhoewel hierdie nie direk verband hou met apologetiek nie, is hierdie tog 'n belangrike vraag en is dit tog iets wat baie Christene mee worstel. In Kolossense 1 vers 18 lees ons, hy, dis Jesus, is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste en die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kon inneem. Tertullianus het 160 na Christus gesê, the blood of the martyrs is the seed of the church. Billy Sunday het dit so mooi gesê, hy sê, going to church doesn't make you a Christian any more than going to a garage makes you an automobile. Dis nogal snaaks, want in Afrikaans sê mense graag, ek sal liewer by die see sit en na die kerk verlang, as wat ek in die kerk sit en na die see verlang. Net tussen Billy Sunday en wat hier in Afrikaans staan, is dit altyd ewe snaaks. Maar dit lig tog 'n ernstige punt rondom die kerk. Wie is die kerk en wat is die kerk? En ek dink hier moet ons dalk vir mekaar sê, die kerk het meer te doen met wie ons is, as waarheen ons gaan. En dit bring ons by die vraag, is die kerk nog enigstens nodig? Is dit nog relevant? Die laaste paar jaar het COVID toegeslaan en kerke wat reeds onder druk is, het nog swaarder gekry. Mense het eenvoudig ophou kerk toe gaan, want hulle mag nie, hulle kon nie kerk toe gegaan het nie. Ons eie kerk was toe gewees vir lank. En toe ons uiteindelik weer oopmaak, toe was daar 'n klomp mense weg. 'n Klomp mense het net nie weer teruggekom nie. En wanneer ek hoor by ander kerke, hoor ek presies dieselfde storie. Bywoning is af, mense het nie teruggekom nie. En dit lyk vir my dat dit wat voor COVID besig was om te gebeur, het eenvoudig teen 'n geweldige spoed versnel. Mense het ophou kerk toe kom, hulle het ophou om kerk te wees. En dis 'n groot bekommernis. En dis hoekom ons hieroor moes praat. Ek dink bywoning van die meeste kerke in Suid-Afrika was al reeds die laaste 20 jaar onder druk. Na amper 3 maande van Grendelstaat was dit net 'n doodsteek vir baie kerke gewees. Baie mense het aanlyn gegaan en hierdie vraag rondom is kerk nog nodig, kan ons nou aanspreek. En dis 'n belangrike onderwerp vir my en vir jou om hierdie reg te kry. So, kom ons kyk 'n bietjie. Die kerk behoort aan Jesus. Hier is 'n belangrike feit wat ek en jy moet vasmaak. Die kerk behoort aan Jesus. Matteus 16 vers 8 sê Jesus vir Petrus, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Aan wie behoort die kerk? Die kerk is Jesus se eiendom. En daarom moet ek en jy versigtig wees om sleg te praat van die kerk, nie herhalend te praat van die kerk. Ek en jy moet lief wees vir die kerk, want dit is Jesus se eiendom. Dis die bruid van Christus en ek en jy moet dit so beskou. Onthou, Jesus het aan die kruis gesterf om die kerk vry te koop, om vir die kerk te sterf. En net soos wat jy nie daarvan sal hou as ek jou vrou beledig nie, en ek praat sleg van jou vrou nie, net so moet ek en jy nie sleg praat van die bruid van Christus nie. Die Bybel leer ons dat die kerk Jesus se liggaam is. En dit bring ons by die volgende belangrike ding. En dit is, alle gelowiges behoort aan die kerk. So, die kerk behoort aan Jesus en alle gelowiges behoort aan die kerk. So, ek en jy is deel van die kerk. Of ek die bywoning bywoon en of ek dit nie bywoon nie, ek en jy is deel van die kerk. In 1 Korintiërs 7 vers 23 lees ons, julle is vrygekoop en die prys is betaal. Dis hoe ek en jy deel word van die kerk. Wanneer ek Jesus Christus aanneem, of ek in 'n geloofgemeenskap ingeskakel is of nie, ek is deel van die kerk. Maar die verskil kom egter in, as ek nie bywoon nie, dan doen ek myself skade en ek doen nie die liggaam skade. Want onthou, ons is ook die liggaam van Christus. En 'n liggaam, toe ek laas gekyk het, werk die beste as al sy dele daar is. Hierdie hand werk baie goed omdat sy 5 vingers aan hom is. As 2 vingers kort is, sal die hand nog kan werk, maar hy gaan sukkel. As al 5 vingers is, gaan julle my nie net jammer kry nie, maar hierdie hand gaan nie werk nie. Verbeel jouself al 10 my vingers is, hoe sal dit moes wees? Verbeel jouself, kom jy hinkepink sonder 'n been en sonder 'n arm. En dis presies wat gebeur as die liggaam van Christus nie saam funksioneer en by mekaar inskakel nie. En dit bring ons by die volgende belangrike ding. Jesus vra kerkbywoning, maar soveel meer. Soveel meer. Dis nie net kerkbywoning. Die Here roep ons nie om Sondag vir Sondag kerk toe te gaan, banke warm te sit en huis toe te gaan en almal is gelukkig want die kerk was vol nie. Dit is nie waar dit gaan nie. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie. Maar ons moet mekaar aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom.
Sien, die woord verwag van ons om ingeskakel te wees by 'n geloofsgemeenskap, sodat die hand sy vingers kan hê, sodat die been sy voet kan hê, sodat die liggaam ten volle kan funksioneer. As ek en jy sê ons is 'n kind van die Here en ons is nie ingeskakel by 'n geloofsgemeenskap nie, maak dit my nie verlore nie, maar dit maak dat die kerk sukkel, want die kerk het jou nodig en jy het die kerk nodig. En dit is belangrik wat ons moet verstaan rondom die kerk. Kom ek som dit op. In vandag se studie, in hierdie studie het ons gekyk na kerk is nie 'n gebou nie. Dis die mense. Jou kerkgebou, die plek waar jy dalk kan bid, dit behoort dalk aan 'n gebou, dit behoort dalk aan 'n denominasie, dit behoort dalk iewers op 'n titelakte, maar daai gebou in itself is nie die kerk nie. Ek en jy is die kerk en ons behoort ingeskakel te wees en te mobiliseer sodat ons Jesus kan verkondig in hierdie wêreld waarin ons leef.